Jy kan jou sitplek inneem. Ons is bevoorreg om vanmôre 'n begrafnisdiens te hou. Amen. Kom aan, jy kan beter doen as dit. Gee die Here 'n offer vanmôre vir dit. Amen. Vanmôre begrawe ons die ou mens en ons maak lewendig die nuwe mens. Amen. Dit is van die woord van die Here ons verleer. Hy sê, gaan en jy maak disippels en doop hulle. Daai woordjie doop beteken letterlik baptizo, wat beteken om te onderdruk en weg te bære. Ons word een met Christus in sy dood. En dis waaroor vandag gaan. En ons wil vir ons doopkandidate sê baie geluk. Dis amazing dat julle hierdie journey gestap het en ons gaan sommer begin. Ons eerste kandidaat is Samantha Cook. Ons gaan waar vir hom op te kom. Lizette Besuidenhout. Bernardo. Amen. Bernadette Duffy.
Nicolas gevra het, ons hulle 'n bietjie langer onderhou, Colin. Die volgende 2. Amen. Kom ons gee die Here 'n wonderlike lofoffer. Hy is goed. Amen. Woordigheid te wees vanmôre, Here, en vir dit eer ons U en loof ons U en ons aanneer U vir die goeie God wat U is. Dankie Here dat U is wie U sê U is. Dankie dat ons nooit hoef te worry of te wonder wie U is nie, ons weet wie U is. Vanmôre maak ons die naam bo elke naam groot in hierdie huis. Die skepper van die heelal, die koning van alle konings, in die naam van Jesus Christus. Amen, 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 amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer voor U gaan sit, amen. Kan jy sit plekke inneem? Ek het vir die band gesê, vandag kry hulle net halwe salaris. Hulle werk dit een keer. Kyk iets 'n bietjie om jou, wie sien jy wat die lanklaas gesien het? Amen, die twee dienste mis ons mekaar, en ek weet daar's 'n klomp van ons wat klaar op vakansie is. Ek sien my vriende sit nou hier regs voor, julle moet ons daar agter sit, wat het nou gebeur vanmôre? Julle skuif nou alles uit mekaar, nou weet ek nie meer vir wie om te kyk nie. Het is lekker om in die huis van die Here te wees. Hierdie week toe kry ek 'n oproep, en ek en Dion praat oor die telefoon, en toe bevestig hy my preek, want hy sê die volgende, hy sê, dit was 'n jaar vol uitdagings, maar dit is 'n jaar waarvoor ons baie het om voor dankbaar te wees. Amen. Vir wie was hierdie jaar geen uitdagings gehad nie? Ek wil graag na die tyd met jou net gesels. Ek voel regtig, jy het 'n wenresep. Ek wil graag weet. So hierdie was 'n jaar wat bietjie challenging was. Hy het 'n paar uitdagings gehad, maar as ek veral na ons vorige dankdiens terugkyk, moet ek vir die Here sê, Here, U was amazingly goed vir ons. Amen. U was goed vir ons. Vrydagoggend sit ek in die kantoor in Sandu, in ons kerk se hoofkantoor, se kantoor by die groot baas, en ek sê vir Pastor Patrick, ek sê, hier, dit was 'n interessante jaar. Hy sê vir my, ja, hy het hierdie jaar een ding geleer, en wat hy geleer het hierdie jaar is, God doesn't meet you in the comfort zone, He meets you in the faith zone. En ek sê, joh, dis nogals mooi gesê. God never meets us in our comfort zone, but He meets us in the faith zone. Amen. En dis wat hierdie jaar vir my was. Hierdie jaar was een van daai jare waar die Here jou op plekke gesit het waar jy gedink het jy dit nie gaan maak nie. Amen. Daar was meer as een keer geleenthede hierdie jaar waar ek die vermoë gehad het om te fail, maar dank die Here, hy het ons gehelp elke liewe keer. Sê gou vir een langs in jou, hallo Petrus. Kyk, ek gaan tot 3 tel nou. Julle moet vanmôre saam my preek. So julle moet nou vanmôre saam my werk. So ek gaan as elke keer tot 3 tel, dan moet ons saam sê hallo Petrus. Soos 1 2 3. Okay, kos net weet bietjie te oefen, kos terug gewe. 1 2 3. Okay, kom ons praat oor Petrus. Johannes 21 vers 1 begin die volgende, dan sê hy die woord van die Here so, hy sê, daarna het Jesus weer aan sy disippels by die meer van Tiberias verskyn, en dit het so gebeur. Nou, die ouens wat saam met ons in Israel was, julle het nou die prentjie, né? Die ouens wat al saam met Israel was, elke keer sê ek vir as jy eers in Israel was, dan lees jy die Bybel anderste. So vanmôre as jy hierdie skrif lees, die ouens wat al in Israel was, gaan hierdie prentjie anders lyk. Die Engels sê so mooi, sê, after this, Jesus revealed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias in Galilee, and he did it in this way. Maar daar's 'n kern 2 woordjies wat ek oor wil praat, daarna. Nou as ek vir jou sê daarna, beteken nie daar het baie gebeur voor daai oomblik. Amen. Nou ek wil vanmôre met jou, voor ons by Johannes 21 kom, Johannes 21 is hier 'n amazing ding wat afspeel langs die see van Galilea, en ek gaan nou baie mooi daaroor gesels, maar ek wil met jou net vanmôre praat oor die after this.
Want jy sien, ons is hier op 'n plek, hier is die daarna, maar om by die daarna te kom, het daar 'n paar goed gebeur. Kyk gou terug oor hierdie jaar. Ons is vandag by, wat vandag is, 14de, né? Daarna gebeur nog goed, maar wat het hierdie jaar nie gebeur tot 'n aanloop tot vandag toe nie? En dis waar ek vanmôre met jou wil praat. Ek wil nie vanmôre met jou praat oor wat spesifiek net volgende hier gaan gebeur nie, maar ek wil ook met jou 'n bietjie terugvat oor wat gebeur het tot hier. En Johannes 21 begin so, hy sê daarna, na iets, en kom ons gaan kyk gou na iets. Volgende is hierdie Johannes 21 oomblik. En in Johannes 21, as nou by luister, is die plek waar Jesus vir Petrus ontmoet het. En Jesus by Petrus uitgekom, en kom ons kyk gou of julle wakker is. 1, 2, 3. Okay, die voorste 2 is wakker. Die res van julle werk nou saam met my. Okay. Hier is die storie waar Jesus vir Petrus ontmoet, en wie van julle het hierdie jaar agterkom, dat jy kom party plek op 'n Sondag in die kerk, en dit is 'n lekker diens, en die band is aan sang, en die klank is reg, en die koffie is loop, en jy stap uit hier, en jy het so positiwiteit in jou hart, van ek gaan hierdie week aanvat. Wie was al daar hierdie week? Amen. Jy's by die huis, jy sing 'n liedjie, jy's reg, jou gees is reg, en dan hier by Dinsdag. Kom nou. Hier by Dinsdag begin ons wonder, eerlikheid, hierdie geloofding werk nie. Wie het al hierdie week vir jouself hierdie jaar gesê, ja, hierdie geloofding werk nie lekker nie. Kom nou, ons het woensdag en ons man, ons het donderdag ons vroue, en ons is gemotiveerd, want ons het die woord van die Here gehoor, en ons is opgebou, en al hierdie amazing goed, en dan wat gebeur hier teen Saterdag? Kom nou, sê ons, Here, is jy regtig daar? Here, weet jy van my? Here, weet jy van my? Here, jy raak iewers langs die pad vergeet. Party Sondag stap jy uit en jy's opgecharge en jy's reg, en dalk 'n maandag is jy reg, en dan skielik kom daar gebeure uit by die werk of by jou huis of waar ook al, en skielik kry jy jouself hier in die valleie van die lewe. Was jy daar hierdie jaar, steek jy hands op? Nou sê saam my 1, 2, 3. Kom ons begin by die na dit. Kom ons begin by die begin, Matteus 4 vers 18 tot 20. Op 'n dag, toe Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon en ook bekend as Petrus, en sy broer Andreas. Hulle was besig om die net in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Daarop sê hy vir hulle, kom, word my disippels, en ek sal julle vissers van mense maak. En hoor hoe mooi is hierdie, né? En dadelik het hulle nette gelos en Jesus se disippels geword. Nou ek het al hoeveel preek hieroor gepreek, en ek het al baie preek hieroor gehoor, oor hierdie geloof van hierdie 2 boeties. Jesus kom hierdie rabbi verby, en hy sê, hy volg my, en onmiddellik los hulle waarmee hulle besig is en loop agter hom aan. Nou kom ons sit dit gou in perspektief. Imagine jy stap môreoggend in jou kantoor in, vir die wat nog nie op verlof is nie, en jy sit daar en hier kom 'n man verby en hy sê, ek is die verlosser, die Messias, kom volg my. En net daar sit jy, maak jou laptop toe, jy sluit jou deur en jy los jou koffie net so warm en jy sê, ek's klaar. Nou ek weet van julle sê ek sal dit graag doen. Maar dink net 'n bietjie geloof wat dit moes vat. Maar om hierdie te verstaan, moet jy die agtergrond verstaan. Nou gaan ek julle gou vertel hoe werk dit, hoe dit gewerk het. En dan moet nou opblyf, want hier is powerful. Die Joodse tradisie het as volg gewerk. Okay? In die Jode in daai tyd was dit die hoogste roeping om 'n disipel van 'n rabbi te wees. Om eventually 'n rabbi te kan word. Dit was soos om president van die land te word. Daar was niks belangriker nie, of vir 'n skool laat jy om 'n springbok kaptein te word. Dit was die hoogste ding wat hulle in hulle lewe kon bereik as Jood, was om iewers as 'n disipel van 'n rabbi dan uiteindelik 'n rabbi te word. Dis dit waarvoor hulle lewe gedroom het. Jy en ek as kinders het groot geword dalk met 'n poster van James Small in jou kamer. Waar is die mans, né? Nee? Van 'n hero, en ons wil tog net daar wees waar hy was. Dis hoe die Jode gewerk het. Vir hulle was dit die ultimate om hierdie posisie te hê van rabbi of van disipel van 'n rabbi. Nou hoor wat gebeur, sodra kinders begin hierso by voorskool ouderdom kom in die Jode vandag nog so is, dan word hulle onmiddellik ingetrek by die kom ons noem maar die Joodse skool, die rabbi skool. Hulle word ingetrek in daai gebruike, en weet jy wat gebeur dan in daai jare gebeur het, is die rabbi het letterlik 'n tablet gevat. Nou dis nie 'n tablet soos hierdie Apple nie. Dit was een van daai swart kruit wat is geskryf met die kruit. Dan het hulle so ding gevat, en dan die rabbi op hom 'n skrifgie neergeskryf wat 90% van die tyd Deuteronomium 6 vers 4 was, want dis die Jode se hoofskrif. Hy sê,
Die Here, ons God, is die enigste Here. So wat het die rabbi dan doen, is hy skryf op hierdie swart bord, hierdie skrif uit. En weet jy wat maak hy dan? Dan vat hy heuning en hy gooi daai hele swart bord vol heuning. En elke nuwe kind wat in die skool inkom, kry so swart bord met vars heuning op. En daai tyd daar was nie 'n Woolies waar jy goue chocolate kon gaan koop het nie. Vir hulle was heuning die lekkerste chocolate wat daar was. En dan vat hierdie klein kindertjies van 3, 4, 5, 6 jaar ouderdom kry hierdie ding met heuning en dan sê die rabbi vir hulle, eet genoeg. En dan begin hulle hierdie heuning aflek. Nou imagine, 'n 4, 5-jarige kind met hande vol stroop. Of 'n bord. Jy kan imagine hoe moes daai kinders lyk. Alles was vol heuning. Ek imagine hulle kom baie middag by die huis, mamma. Nee? En die hare lyk of dit gegel is van die heuning. En hulle stap in hierdie huis in, maar in hierdie proses is daar 'n belangrike ding wat gebeur, want terwyl hulle hierdie heuning aflek, sê die rabbi die volgende vir hulle. Hy sê soos wat jou tong na die soetigheid van die heuning smag, mag jou siel so smag na die woord van die Here. En dis die eerste les wat die Joodse kinders geleer het. Mag daai soet smaak, mag die woord van God vir jou iets soets word. Die Here ons God, die enigste Here. En dan word daai kinders ingetrek en daai kinders word geleer om die Torah, die eerste 4 boeke in die Bybel en die Psalms, woord vir woord hulle kop uit te leer. Ek wonder as ek nou vanmôre nou hier kon stop en ek kon nou net sê, kom ons probeer net 'n eenvoudige Psalm 23. Ek wonder hoeveel van ons sou woord vir woord kon regkry. Come on. Die Jode was geleer, hulle eerste 4 boeke het hulle woord vir woord, die Psalms woord vir woord het hulle kop uit geleer. Dis daai, mag die woord van die Here soos hy jou tong smag na soetheid, mag dit mag jou gees so smag na die Here se woord. Hoe amazing is dit nie? Maar wat interessant is, ek weet nie of julle in 'n skool was nie, maar in my skool het ons altyd die pluggies gehad. Nee, die uitblinkers. Ek was nie een van hulle nie. Ek het rugby gespeel. Dit is vir my baie makliker en baie minder moeite. Maar daar was hierdie slim kinders, né? Hulle kyk net vir 'n boek en dan kry hulle 80%. Amen. Hierdie ouens het effortless hierdie skool. Hulle was die A-studente, né? En dan was daar die spesiale klas. Julle lag, want dit klink vir my baie van julle ken daai spesiale klas. Okay, nou kom ek vertel gou wat gebeur in hierdie Joodse skool, in hierdie rabbi skool, is daar altyd die uitblinkers. En dan na 'n ruk, dan kom die rabbi en dan val hy die uitblinkers uit die klas uit, dan sê hy vir hulle, hey, julle is goed genoeg. Julle is slim genoeg, julle is skerp genoeg om voltyds by die rabbi skool aan te sluit. Dit is vandag nog so. Daar's vandag nog ouens wat nie werk nie. Hulle is letterlik voltyds, hulle swat voltyds lees die Bybel. It's amazing as jy daar in Israel kom. Nou al jou pluggies, hulle is deur die rabbi uitgehaal en gesê, julle verdien om disippels te word, eventually rabbis te word. En dan was daar die B-span, die spesiale klas. En weet jy wat sê die rabbis vir hulle? Die rabbi sê vir hulle die volgende: gaan terug na jou pa se besigheid toe. Gaan werk vir jou pa. So die beespan of die lemoendraers, die jonger generasie gaan nie weet wie die lemoendraers was nie. Julle ken die lemoendraers, kom ek vertel julle gou. Dis die ouens wat nie goed genoeg was vir die span nie, maar hulle moes 'n job kry, né? Dan die afrigters gaan, dan sny hulle die lemoene in sulke kwartstukke. Kan jy onthou toe ek op skool was? En halftyd dan kom daar 'n kind met 'n skinkbord vol lemoenskywe op. Daar was nie Energites en Powerades en wat. Jy het lemoene geëet halftyd. Amen. Nou daai ouens, sê die rabbi voor hy, gaan terug na jou pa se besigheid toe. Met ander woorde, hulle sê eintlik vir hom, julle is nie goed genoeg nie. Julle maak dit nie. You are not good enough. En daai kinders gaan werk weer vir hulle pa, en nou kom Jesus. As jy net gelees het, en hy stap verby die see van Tiberias, en hy kom by 2 boeties af. Die een se naam is Petrus. En wat doen Petrus? Sy pa se besigheid. Wat wil dit sê van Petrus? Hy was nie beespan.
Come on. Hy was nie spesiale klas. He wasn't good enough. En nou kom hierdie rabbi. En die rabbi sê vir hom, volg my. Come on. En die een wat nie goed genoeg is nie, kry 'n kans. Sê gou saam my, 1, 2, 3. Bybel is vol stories soos ek en jy. Die Bybel vertel die storie van hierdie Petrus. Die beespan oukie. Die visserman. Jesus vat hom op hierdie journey. Jesus het hierdie droom oor hierdie beespan oukie. Jesus het hierdie plan oor hom. En Jesus sê, ek gaan jou op hierdie journey vat. En 'n paar hoofstukke verder kry ons hierdie selfe Petrus op die boot saam met Jesus. Jesus lê en slaap en daar's 'n storm. En die Bybel sê, hulle was angsbevange. Hulle was so vreesbevange. Dis nou net hierdie oukie wat die rabbi gesê het, jy is goed genoeg. Skielik, waar bevind hy homself? In 'n plek van vrees. Van een hoogte na 'n laagtepunt in sy lewe. En hulle maak hom wakker. Van hierdie amazing calling wat die Here hom geroep het. Waar hulle hierdie amazing visvangs gesien het en hierdie oorloop van vis gesien het na 'n vreesbevange oukie. En hulle maak Jesus wakker. En Jesus sê vir hulle, o, julle klein gelowiges. Amen. Wie van het hierdie jaar so 'n bietjie 'n klein gelowige oomblik gehad? Kom nou. Ek gaan eerlik wees, 'n paar keer in hierdie kerk by oomblik het ek op hierdie stage sit nog voor dit 'n stage was en gesê, Here, ek voel nou soos Petrus, wil jy nie maar wakker word nie. Kom nou, kom wees eerlik. 'n paar bladsye later lees ons, sit hy weer in 'n boot en daar's weer 'n storm op die see. En wat gebeur in daai storm? Jesus kom aangeloop na hom toe. En almal is vreesbevange en skree, maar Jesus spook en Jesus sê, nee, dis ek. En Petrus sê, as dit U is. Hierdou was nie baie goed met verdink nie. Kom nou. Hy sê, as dit U is, wat as dit nie Jesus was nie? Maar hy het nie so ver gedink nie. As dit U is, laat my nou toe kom. Nou kom ek bring ook hierdie na die gebruik van die Jode toe. Die hart was, as jy 'n disipel van 'n rabbi was die eindbestemming nie dat jy sou doen wat hy gesê het nie, maar dat jy sou kon doen wat hy gedoen het. So dis hoekom Petrus gesê het, as jy regtig my rabbi was, sal ek kan doen wat jy kan doen. En daarom sê Petrus, laat ek na U toe kom. Jesus van kom. En hy begin om die water loop, en wat 'n highlight van jou lewe as jy op water kan loop, come on. Ek het dit as kind probeer, ek het dit nog nie reg gekry nie. En ek gaan ook nie weer nie. Wat 'n highlight. In die volgende oomblik begin hy sink, en ons ken die storie, hy het nie getwyfel in God se vermoë nie, hy het in sy eie vermoë getwyfel om dat sink het. Weet jy, it's amazing, God vat hom by die hand, in sy plek van geen vermoë nie. God sit hom weer op die boot, sê vir hom, jou klein gelowige, sê saam my 1, 2, 3, hallo Petrus. Nie lang daarna nie, Johannes 6 is daar 5000 mans, so jy kan maar uitwerk, kom ons sê 20 en 30.000 mense wat moet kos kry. En nou kom hulle by Jesus aan, en Petrus en die disipels sê vir Jesus, luister, hier is al hierdie mense, hulle is honger, kan ons hulle nie maar huis toe stuur nie? Jesus sê, nee, gee julle vir iets om te eet. En al wat hulle het, is 'n McDonald's Happy Meal. Kom nou, paar visies en 'n paar broodjies vir een kind. En Jesus vat hierdie en Jesus bid oor dit. Wat gebeur het? Hy gee dit vir hulle terug. En hier is die amazingste van die storie, waar word dit meer? In Jesus se hande? Nee, in hulle hande. Soos wat hulle deel, begin die wonderwerk kom. Hier is 'n groot geheim vir jou. Die dag as jy gaan leer om uit te deel, gaan dit wat in jou hande is, baie meer word. So vinnig 'n side note preek. Die wonderwerk gebeur nooit in God se hand, gebeur in my en jou hande. As jou hande oop gaan, word dit meer. Dis hoe God werk, dis hoe God operate. Nou sien ek vir Petrus. Hy was nou net hierdie vreesbevange, hoe gaan ons almal kos, en die volgende oomblik begin die kos al hoe meer raak. Het jy gedink hoe bold begin dit raak? Weet jy hoe lekker raak hierdie ding nou? Hoe meer hy uitdeel, hoe meer is almal baie happy met hierdie kelner wat vir al die lekker kos gee. Hoe meer hy uitdeel, hoe meer het hy oor. En dis net hierdie amazing hoogtepunt. Hy's vol geloof. Hy het so pas hierdie gesien en dan skielik is hy op die water en hy verdrink amper. Rukkie daarna kom Jesus. En Jesus vra sy disipels die volgende. Hy sê, hoor julle, wat sê die mense? Wie sê die mense is ek? En ek gaan om tyd spaar, terwyl nie al die skrif op die bord sit nie,
gaan maak dit 'n lekker studie oor Desember. Maar daarom sê Jesus vir die disippels, hy sê, hoor, wie sê die mense is ek? En een sê, hier's Johannes, een sê dit, en Jesus vra verder, hy sê, maar wie sê julle is ek? En wie dink julle antwoord? Alle reg verantwoord. Hy sê, Here, U is die verlosser, die Messias. En weet jy wat so amazing van hierdie storie? Jesus kyk na hierdie beespan speler en sê vir hom, laai vlees en bloed het dit nie in jou openbaar nie. Hy sê, van nou af, Petrus, is jou naam rots. Want op jou gaan ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Hy sê, Petrus, ek gee jou die sleutel van die koninkryk. Hoor maar, hy gee vir hierdie ouetjie letterlik die access to the kingdom. Hy sê, ek gee jou alles. Wat 'n amazing plek as die God van hemel aarde in jou toe kom en sê, ek gee jou alles. Wat 'n amazing plek. Wat 'n hoogtepunt in Petrus se bediening. Hy het 'n nuwe naam gekry, Rocky. Is die rots. Hoor mooi. Net 'n paar skriffies verder sê Jesus vir sy disippels, hoor, hy gaan gevang word, en hy vertel die storie, hy gaan gekruisig word, hy gaan oorgelewer word. En Petrus besluit, hy gaan Jesus reg help. Wie van julle dit al probeer hierdie jaar? 1, 2, 3. Hallo Petrus. Here, dis nie hoe dit werk nie. Nou vang Petrus Jesus, jy moenie dit probeer, nou sê Petrus vir Jesus, Jesus, wow. En wat sê Jesus vir hom? Gaan weg agter my, Satan. Hy was nou net rots. Paar verse verder sê Jesus vir hom, gaan weg agter my, Satan. Kom nou, hoogtepunte, laagtepunte, hoogtepunte. En dink ek myself, in vandag se kerk, as jy iemand nie groet nie, vat hulle offense, arme Petrus. Wat as Jesus vir jou sê, jy is die duiwel? Come on. Wat 'n crazy plek om te wees. Van sukses na failure. Van Rocky na duiwel. 1, 2, 3. Johannes 13. Staan Jesus op, al die disippels is daar, en hy trek homself aan as 'n diensknegt, gaan lees dit. En hy begin sy disippels se voete was. En hy kom by Petrus. En Petrus sê, nee, kom nou, niemand was my voete nie. En Jesus sê vir hom, Petrus, het jy al met jou kind gepraat, Petrus, luister nou vir my. As ek nie jou voete was nie, het jy niks verder met my te doen nie. Ander woord, dan verloor jy jou redding. En nou wat sê Petrus, want Petrus het nie, is van een extreme na die ander extreme. Petrus sê, Here, nie het my voete nie, dan gaan ek som uittrek, dan was hy my ook. Ek dink ek die ander disippels, ag Here, asseblief net nie dit nie. Petrus, jy roe nagmaal vir almal hier. Kom nou, ons ken ons daai vriende, en as jy in die koffieshop sit, jy's te bang wat hy gaan sê. Ek dink dis hierdie geval met Petrus. Jesus was sy voete. Daarna doen Jesus nagmaal, en Jesus sê vir hulle, een van julle gaan my verloon. Wat sê Petrus? Ek sal dit nooit doen nie, Here. Daai Sondagoggend moment. Here, ek sal dit nooit doen nie. Ek sal dit nooit doen nie. 1, 2, 3. Daarna is in die tuin van Getsemane, na Jesus gebid het, staan Jesus op en hulle sien hoe die wet, polisie, noem hulle wat jy wil, van die Southern Steps af uit die ou stad uit inkom, deur die Kidron Vallei, en hulle stap in die tuin van Getsemane in. En hulle verloon Jesus met die soen, julle ken die storie. En wie wip hom? Petrus. En hy ruk 'n swaard uit en hy kap die ou se oor af. Kan ek jou gou gaan vertel, hy het nie vir die ou se oor gemik nie. Kom nou. Hy wil jou doodmaak. As ek iemand wil doodmaak, gaan ek nie sy oor afsny nie. Dis nie genade dat hy nie 'n goeie swaardvegter was nie, want hy is in die beespan. Amen. Clearly. Okay. Hy het 'n paar foute gehad. Okay. Hy kap hier sy oor af en dan tog, dis ook 'n preek op sy Jesus sê vir my, gedraai jou.
Hy skreeu sy oor terug, maak hom gesond. Hy kon nie regkry om sy kop af te kap nie. En wat doen Jesus? Jesus cover weer vir sy foute. Jesus maak hier jou gesond. Ons ken die storie op pad na die kruis toe gebeur die volgende in Johannes 18, vers 17 tot 18. Die meisie sê toe vir Petrus by die ingang, sê vir hom, is jy nie ook een van die disippels van hierdie man nie? Ek is nie. Kom nou. Antwoord Petrus, die slawe in die wagte het hulle rondom 'n vuur staan en warm maak, omdat dit koud was. Petrus het saam met hulle daar staan en warm maak. Vers 18. En die diensknegte en die dienaars het by 'n koolvuur gestaan wat hulle gemaak het, want dit was koud. Ek het nou vir voorgeskryf in die Nuwe Lewende Vertaling, die Afrikaans mis hier en daar 'n woord, omdat ons nie genoeg woorde het nie. Die oorspronklike woord wat die Bybel van praat, word daar net 2 keer van gemens in die Bybel, dis die woordjie koolvuur. Die letterlike transcription sê dis 'n charcoal fire. Net 2 keer in die Bybel word daai woord gebruik, en hier is die eerste keer, waar by die plek waar Petrus Jesus verloon, is daar 'n koolvuur of 'n charcoal fire gemaak. En Petrus staan by hierdie, is belangrik om hier te besef, by hierdie koolvuur, en hy verloon Jesus. Dis 'n belangrike ding wat jy moet verstaan. En nadat Petrus Jesus die 3de keer verloon het, het hy bitterlik gehuil, en hy het vir hom half, en ek sien in myself, hoe hy daar neerval, en trane uit sy oë uitloop, en hy vir homself sê, I failed again. Kom nou. Wie van jy het hierdie laaste jaar, so af en toe op hierdie plek kom, waar hy sê, Here, I failed again. Here, ek het weer droog gemaak. Want jy sien, daar's 'n ding wat die vyand mee baie goed is, hy noem dit condemnation. Die Afrikaans is, ek weet nie. Enige iemand, condemnation. Maar sê vir die dinge wat die vyand mee briljant is, om jou te condemn. Nou kom ek vertel die oorspronklike woord condemnation uit die Hebreëse woord, is letterlik 'n term wat die bouingenieurs en die bouinspekteurs gebruik. Anders hulle kom by 'n gebou, dan kyk hulle na die gebou en dan sê hulle, this building is not fit for use. Dan verklaar hulle die gebou condemned. Met ander woorde, hierdie ou van buitekant kyk na die gebou en sê, hierdie gebou is not fit for use. En die vyand kom partykeer na my en jou toe, en hier staan Petrus en hy ween, hy huil voor die Here, hy sê, Here, ek het jou alweer gefail, ek het alweer droog gemaak, ek sal weer hierdie mislukking, en die vyand kom condemn hom, die vyand staan voor hom en sê vir hom, hey, you are not fit for use. Jy is nie goed genoeg om gebruik te word nie. En wat doen Petrus, die B-spanspeler, die spesiale klas, Tommy? Hy gaan terug na sy pa se werk toe. Hy gaan vang weer vis. Wat 'n storie van failure. Wat 'n storie van highs en lows. Hy het die wonderwerke gesien, hy het die mislukkings beleef. Hy was rots, hy was die duiwel. Kom nou, wie van die was hierdie jaar daar? Jy was op 'n stadium met rots, dan die volgende dag voel jy die duiwel. Amen. Jy is die rots uit die kerk, het die maandagoggend sy eerste op die werk omkrap, is jy die duiwel. Amen. Storie van Petrus. Kom ons gaan terug waar ons begin het. Johannes 21 vers 1, na hierdie ding, ons het nou gekyk na hierdie dinge, wat is hierdie dinge? En Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, hy het so verskyn, ek gaan die storie vir jou vertel, hulle is daar besig om vis te vang, hulle vang niks. En Jesus staan op die kant, hulle het hom nie herken, en hy sê vir hy, julle iets gevang. Nee. En Jesus sê, okay, gaan terug en gooi die net aan die ander kant. En hulle doen dit, en in hierdie proses besef die geliefde disipel, wie was hy? Johannes. Maar dit moet die Here wees. En terwyl hulle op pad terug is met hierdie nette vol vis, sê Johannes vir Petrus, hoorie, dis die Here. Petrus, die failure, die condemned een, die not fit for use, wat
dan goed, dan sleg, dan mooi, dan lelik, dinge werk nie vir hom uit nie. Hy staan en hy sien Jesus. En die Bybel sê, as die boot aankom, het hy sy oorkleed uitgetrek en hy het begin hardloop. Hy wil by Jesus uitkom. Vers 8 tot 10. Maar die ander disippels het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el en toe hulle, dis 100 meter, en toe hulle geland het, sien hulle 'n wat? Die tweede plek, die enigste twee plekke in die Bybel wat hierdie spesifieke woord gebruik word, by 'n charcoal fire. So die ouens wat glo jy mag nie met charcoal braai nie, dis in die Bybel. En dit is belangrik om hierdie detail te sien. Want Petrus kom by Jesus aan en waar staan Jesus weer by 'n koolvuur? Wat het gebeur die vorige koolvuur? Hy het hom verloon, hy failed. Koolvuur op die grond en die vis daarop lê en brood vir Jesus, en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Dis die tweede en laaste keer wat ons ooit in die Bybel lees van 'n spesifieke koolvuur, 'n charcoal fire. En weet jy wat is vir my mooi in hierdie storie? Jesus ontmoet vir Petrus waar hy is. Op sy plek van failure, die koolvuur. Jesus is spesifiek, die woord van die Here is spesifiek. Die koolvuur is die plek waar Jesus verloon het. En 'n paar dae later, weer by 'n koolvuur, kom Jesus na hom toe. Jy sien, jy een ding verstaan, God is altyd op pad na jou toe. He always wants to meet you at your place of failure. As jy gaan na 'n fisio toe, waar begin hy werk? Op die plek waar daar nie seer is nie. Nee, hy soek die plek wat seer is. Hoekom? Want hy kan nie jou die gesond maak as hy nie by die seer plek uitkom nie. So wat doen Jesus met Petrus? Hy kom by die koolvuur, by die plek van sy failure uit, en hy ontmoet hom daar, en weet jy wat sê hy vir hom? Het jy my lief? Hy staan by hierdie gebou, condemned, not fit for use. En hy maak hierdie stelling, do you love me? Maar Here, I failed. Here, ek het die mooi goed gesien, ek het die power gesien, ek het gesien wat jy kan doen, but yet, I failed you. Here, ek het die hand van die Here gesien hierdie jaar. Here, ek het soveel getuienisse van hierdie jaar. Here, ek het gesien hoe jy my elke keer gehelp het. Ek het elke aand gaan slaap met 'n dak oor my kop. Ek het klere gehad aan te trek. Here, daar is soveel getuienisse oor die goedheid van die Here. Ja, ek was dalk nie al die geld gehad wat ek wou gehad of al die luxuries gehad het, maar Here, U was goed vir my. But yet I failed. Johannes 21 vers 15, toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Peter, Simon, seun van Jona. Interessant, hy vir hom sê seun van Jona, want hy is besig met sy pa se werk. Seun van Jona. God spreek hom aan waar hy is, waarmee hy besig is. Seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers by. Weet jy, wat my amazing van die storie is, en ek dink, Pastor Colin moet een Sondag hieroor preek, hy het 'n amazing preek oor dit. Jesus vra hom 3 keer, het jy my lief? Hoekom 3 keer? Hoeveel keer het hy Jesus verloon? God always meets you at your place of failure. God ontmoet jou altyd op daai plek waar jou geloof nie meer kan nie. Waar jy op 'n plek gekom het waar jy net nie meer, it's just no way out. That's where God meets you. Jy sien, jy en ek wil ons failures wegsteek. Wat ek so love van hierdie storie is, Petrus gooi sy kleed uit en hart het my, so partykeer moet jy net daai wie jy dink jy is een kant gooi, en net by Jesus uitkom, because He wants to meet you at your place of failure.
Sê saam met my 1, 2, 3. Hallo Petrus. Dit maak nie saak hoe jou jaar was nie. Kan ek jou vanmôre geheim vertel? Jesus staan vanmôre hier by die Golfvuur. En hy kom meet jou at your place of failure. Hy kom ontmoet jou op daai plek waar jy dalk met jou geloof sukkel. Pastoor, dis 'n feesseisoen, dis Desember, hoe kan jy so iets spreek? Baie eenvoudig, Desember is die tyd waar die meeste selfmoordsyfers in die wêreld opgaan. Hoekom? Want is die moeilikste tyd. Want meeste van ons kyk terug oor die jaar en sê ons, wie van die kyk oor jou geestelike lewe al laas terug kyk vir jouself sê, hoor jy, ek moes nou, hoe lank ek nou al gered is, moet ek al baie beter kind van die Here gewees het. Kom nou, wie het al so gevoel? Stap jy by die kerk en dan kyk jy aan en sê, Here, kyk hoe maklik lyk dit vir hom, maar ek struggle. Kyk na Petrus, hy het gestruggle. He failed, he resigned. Ek dink nou aan toe die Here die derde keer failed, so I'm done, I'm resigning, I'm walking away. Hy bel sy pa, hey dad, is daar nog 'n net vir my? Ek kom huis toe. I failed at university. Come on. Ek het nie graad gevang, die pa het gefail. En hy begin visvang. En Jesus sê, Petrus, jy bly die rots. Even though you failed me, you still the rock. En hy gaan maak 'n spesifieke koolvuur. En hy ontmoet Jesus. Ontmoet Petrus hier, ontmoet Jesus. Op die plek van sy failure. Wie is jy? Waar is jy vanmôre? Hallo Petrus.